video 3 van Eastern Cape September 2018 het ek nou, hierdie vraag is net amazing want hulle toets alles waarmee het voel vir my graad 12 se heeltyd sukkel. Ons gaan kyk na die dividende uitbetalingsbeleid. En ek moet sê, ek was nou al deur 'n paar graad 12 handboeke en dit is nêrens in jou handboek nie, maar tog is dit in die eindeksamen vraestel. So dit is belangrik om te weet wat om te doen. So kom ons lees by die vraag. Lewer kommentaar oor die dividend uitbetalingsbeleid oor die afgelope 2 jaar. Gee redes vir die aanwend van hierdie beleid en al syfers aan. Nou weer eens, as ek kom nou gaan ek lees bla 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 dividende beleid of dividende uitbetalingsbeleid. En dit beteken, jy moet weer, hy tel nou 5 punte, hy kan 6 punte tel of 7 punte. As ek nou weer deur my inligting gaan ek hier kom by my finansiële aanwysers en ek gaan gebruik verdienste per aandeel en ek gaan gebruik dividend per aandeel. OK? Net dit. Niks anders nie, net daai 2 getalle. En ek gaan sommetjies doen vir beide jare. So ons gaan nou begin somme met 2017. Verdienste per aandeel is 65 sent en die dividend per aandeel is 52 sent. OK? En die sommetjie wat ek gaan doen om uit te werk enigiets van 'n dividende beleid. So die beleiddeel is nogal die belangrike deeltjie. OK? Ek gaan begin deur te kyk na 2017 en ek gaan die dividend per aandeel vat en ek gaan dit deel met die verdienste per aandeel en maal met 100. Want ek wil graag 'n persentasie hê en dit gee dan vir my 80%. So in hierdie jaar het die besigheid per aandeel 65 sent verdien en van al die geld wat hulle bymekaar gemaak het hulle omtrent 80% daarvan uitbetaal wat 52 sent is. Okay? In 2018 gaan ons dan nou kyk en dit was dividende 31 en verdienste 62. So die dividende is 31 en kan jy sien dit gaan nou dadelik min of meer 50% wees. Hulle het die jaar daarna net die helfte uitbetaal. 31 gedeel deur dit is nogal 50% op die kop. Okay, so hulle het in die tweede jaar minder geld uitbetaal aan die aandeelhouers as wat hulle kon. Okay? En dit is belangrik om dit na 'n persentasie toe te vat, want jou verdienste in 2017 en jou verdienste in 2018, kom ons trek net sirkeltjies om dit. Dit wat jy gemaak het in 2017 en dit wat jy gemaak het in 2018 is nie dieselfde nie. So jy kan nie die sente met mekaar vergelyk nie. Ek weet dit is baie naby, maar jy kan nie die sente met mekaar vergelyk nie. Partykeer gaan dit baie ander, die bedrag gaan baie groot verskille hê en dan gaan dit lyk asof hulle eintlik baie uitbetaal het, maar hulle het nie en dit vertrou my net. Okay? Ons wil dit hê ons wil dit 'n persentasie hê en nou kan ek die 2 persentasies met mekaar vergelyk. So dit is jou eerste ding wat jy moet doen, want daai 2 getalletjies kan maklik vir jou 2 punte elk gee. Nee, nou staan ons op 4 punte en ons het nog eintlik niks gedoen nie. So, nou gaan jy vir my begin skryf en jy gaan vir my sê in 2017 het die maatskappy 80% van hul verdienste uitbetaal aan die aandeelhouers. So die aandeelhouers is baie gelukkig, want daar was nou baie mooi na hulle gekyk, hulle het lekker dividende gekry op hulle belegging. Nou, in 2018 het die beleid verander, want dis mos nou waaroor ons moet praat, en die maatskappy het slegs 50% van sy verdienste uitbetaal. Aan die aandeelhouers. Okay.
Was dit goed, was dit sleg? Ons moet nou ook 'n moontlike rede gee. Obviously is jy mos nou nie gelukkig as jy 80% van die geld gekry het en nou kry jy net 50 nie, maar wanneer dit gebeur, dan gaan ons die volgende sê, okay? Hulle mag dalk, daar's 'n paar redes wat jy kan sê. So hulle mag dalk fondse terughou vir uitbreiding. Dan sal ek as 'n aandeelhouer nou nie eintlik so gepla wees nie, solank ek die jaar dan nou na weer pocket. Maar jy moet tog ergens mos nou 'n bietjie geld spaar om groter te kan gaan. So I get that. Hulle mag dalk en hulle kan dalk hulle sien dalk hulle gaan bietjie kontantvloei probleme hê en hulle probeer dit gaga aanspreek. So hulle wil nie kontantvloei probleme aanspreek. So hulle probeer net gaga so 'n bietjie veilig speel. Hulle het gesien daar dalk iets gebeur in die vorige jaar, so hulle probeer 'n bietjie veilig speel met dit. Okay? En dan hier kan jy nou lekker 2 punte kry. So hy kan regtig baie tel. Maar dit is basies wat jy vir my gaan doen. Jy gaan hierdie hele ding doen, alles so neerskryf, of hy nou 4 punte tel, of hy nou 5 punte tel, of hy nou 10 punte tel, dit is wat jy vir my gaan neerskryf. En jy kan dan gerus wees, jy gaan al jou punte kry. Okay? Sommige net hierso om die ander kant te sien, hierso het die maatskappy net 20% van hulle wins gehou vir hulle self. Die res is alles uitbetaal. En hierso het hulle 50% van die wins gehou. Vir wat ook al rede ook. Sommige net 'n ander manier om dit te sien. Okay. So, bla 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 dividende beleid of beleid en hierdie is wat jy vir my gaan doen.